span. Dis weer eens my groot voorreg om vanoggend hier voor julle te staan as 'n instrument. Ek wil vanoggend die tyd mors nie en ek wil met julle praat onder die tema ons grootste Achilles as kinders van God. As ek dit in goeie Afrikaans, wow. Dankie, ek waardeer. As ek dit in goeie Afrikaans kan sê, wil ek dit anders stel en sê, die krag van 'n getransformeerde denkwyse. In Engels praat die skrif 'n transformed mindset. En soos julle weet, praat ek die laaste paar weke oor die wapens wat God vir ons as kinders van God gegee het, om staande te bly teen die vyand en al sy chommies. Romeine 12 vers 2, almal ken dit so goed, en dit staan, moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Ek het net in hierdie week, maar ons kry dit so baie, wat mense my bel, mense my kom sien, en vir my sê, Mike, hoe moet ek weet, wat is God se wil vir my lewe? As jy dalk daai vraag het, maak 'n nota van hierdie skrifgedeelte. Romeine 12 vers 2. Ek gaan weer daai laaste stukkie lees. Laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sê hy die laaste deel van vers 2. Dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle hele lewe elke dag aan hom moet oorgee. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy jou hele lewe, jou gedagtes, jou grondgebied en alles vir hom gaan gee om te transformeer, sal jy weet wat God se wil vir jou lewe is. Jy sal dit weet, want hy praat met ons. Maar hoor my mooi vandag, dit is 'n daaglikse proses. So baie mense dink, ek gaan een keer 'n gebed doen, dan is ek 'n kind van die Here en ek kan dan verder leef soos ek wil. Ek wil vir julle sê, dis 'n leuen. Dis 'n daaglikse proses om jou lewe neer te lê en jou kruis op te neem en te sê, Here, ek soek vandag u wil vir my lewe. Dit is of die een of die ander. Jy kan nie met jou een voet in die wêreld staan en met een voet in die koninkryk staan nie. Dit is of jy gaan die wêreld toelaat om jou gedagtes te vorm en te beheer, of jy gaan God toelaat om jou gedagtes te vorm en te beheer. Dis jou keuse. C.S. Lewis het op 'n stadium 'n onderhoud gehad en hy het hierdie gesê, hy sê, there is no neutral ground in the universe. Every square inch, every split second is claimed by God and counterclaimed with Satan. Daar's 'n daaglikse, met elke besluit wat jy kan neem, is daar geveg, daar's 'n stryd. En ek wil vanoggend vir jou sê, vir ons as kinders van God, is daar nie middle ground nie. Jy kan nie lauwarm wees nie. Openbaring sê, as jy gaan lauwarm wees, gaan hy jou uitspoeg. Ek wil vanoggend vir jou sê, die keuse lê vanoggend by jou, hoe jy gaan leef. Ek is besig met die wapens, wat God vir ons gegee het. En hoe meer ek dit doen, hoe meer besef ek, hoe my gedagtes, my grootste vyand is, wat my pootjie, wat my Achilles is partykeer. En soos julle weet, is ons in 'n nuwe seisoen, maar ook in 'n nuwe seisoen fees hier by Goeie Nuus. En as jy gaan kyk na daai woord transformed of transformeer, dan beteken dit metamorphos in Grieks. En ek seker elkeen van julle sien nou skoenlappetjies. Nou, ons het so 'n paar jaar terug in Pietersburg het ons 'n reeks gedoen, Transformed, en ons het skoenlappers gevou dat dit by ons ore uitkom. Maar die Here is besig met elkeen van ons, om ons te vorm van iets wat eintlik geen waarde het nie, na iets toe wat ontelbare waarde het. Ons ry gister op die pad en daar's klomp sulke klein skoenlappetjies op die pad
En ek wou eintlik gestop het, want ek's bang ek ry een van hulle raak. Maar die Here is besig om vir ons iets te leer in hierdie gemeente, van gee oor en laat hy ons transformeer. Jy sien, wanneer jy God gaan toelaat, werklik gaan toelaat om jou te transformeer, dan gaan hy jou transformeer van 'n wurm af na 'n wenner. Ek wil vir jou sê, die vyand sê soveel keer vir ons as kinders van God, jy is 'n wurm. Maar God sê vandag, jy is 'n wenner. Romeine 8 vers 38 tot 39 in die Nuwe Lewende Vertaling. As jy jou Bybel het, asseblief maak saam met my oop. As jy nie jou Bybel het nie, sies vir jou. Bring jou Bybel saam asseblief. Dis ons swaard. Ons het hom nodig. Asseblief. Romeine 8 vers 38 en 39. Een ding weet ek vas en seker. Niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Nie die dood of lewe, of engele of duiwelse magte nie. Nie ons vrees vir vandag of ons kommer oor môre nie. Ook nie die boaardse magte nie. Ja, hoegenaamd niks, daarbo of onder, in die dieptes of elders in die skepping, sal ons ooit kan skei van die liefde wat God in Christus Jesus, ons Here, vir ons het nie. Is dit nie lekker? Ek weet nie, hoe is jou verhouding met jou ouers en jou grootouers en jou geliefdes nie. Maar vandag kom God en hy sê, hy het jou lief. Hy het sy seun vir jou gegee. Ek weet nie wat is jou struikelblokke vandag nie, maar hy het jou duur vir jou betaal. Hy het sy alles gegee. Ek weet nie of ek al hierdie volgende woorde in goeie nuus gebruik het nie, maar ek is so lief om te sê dat die woord van God is lewend en kragtig. Ek weet nie of ek dit al hier gesê het nie, maar hoor my vanoggend. Soos ek sê, is ons besig met die wapens en ek het 1 Petrus 1 al so baie gelees. Maar dit is so asof die Here hierdie week hom vir my uitgelig het. En ek wil dit graag met julle deel. 1 Petrus 1 vers 13 tot 16. En ek gaan hom eers lees in die ou vertaling. Daar staan daarom, omgord die lendene van julle verstand. Het julle dit al gelees? Omgord die lendene van julle verstand. Ek het laasweek het ek bediening gesê, omgord jou met die waarheid. Sit 'n beld van die waarheid om jou heupe. Vanoggend kom 1 Petrus en hy sê, omgord jou gedagtes. Maak jou gedagtes vas met die woord van God. Hy sê, omgord jou lendene van julle verstand. Wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat julle tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want hy is heilig. Julle moet mooi verstaan, hierdie is nie 'n versoek nie, hierdie is 'n opdrag. Hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Hy sê nie, wees perfek nie. Hy sê, wees heilig. Streef na heiligmaking. 1 Petrus 1 vers 13 en 16, of tot 16 in die Nuwe Lewende Vertaling, net om dit so 'n bietjie meer te verduidelik, staan daar, sien daarom met verwagting uit na die genade wat vir julle gebring word wanneer Jesus Christus weer verskyn. Sorg dat julle helder dink, gedissiplineerd lewe en wees gehoorsaam aan God, want julle is soos kinders. Moenie weer soos vroeër julle natuurlike neigings die oorhand laat kry nie. Julle het destyds nie van beter geweet nie, maar vandag doen ons gelukkig. Soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel ook heilig wees. Hy het immer self gesê, wees heilig, want ek is heilig. Nou ek wil vanoggend bietjie met julle praat oor omgord julle gedagtes. Beskerm jou gedagtes. Ek weet nie of dit dalk net ek is nie, maar ek ervaar die laaste ruk is dit die grootste stryd wat ek het.
Die vyand kom met slinkse plannetjies en hy steel jou se fokus en hy kom gewoonlik in jou gedagtes. Maar jy sit dalk vandag hier en sê, Mike, maar hoe lyk iemand se gedagtes en denke wat getransformeer is? Nou ek het 4 punte wat ek met julle wil deel en die eerste ene is, so 'n persoon wat getransformeer is 'n dankbare mens. He is grateful. Maar julle weet die wêreld leer ons verdien mos alles. We are so entitled. Maar as jy 'n kind van God is, wat oorgegee is, wat getransformeer is, wat anders is as hierdie wêreld, dan is jy dankbaar in alles. Hoor mooi, ek sê nie dankbaar vir alles nie. Want dis baie keer gebeur al goed met ons, want dit is baie moeilik om nou dankbaar te wees. Maar wanneer jy jou swak kant in God se hand het, dan kan jy in alles dankbaar wees. Romeine 11 vers 33 en 34 en dan ook vers 36 staan daar: Hoe ongelooflik wonderlik is God nie. Hoe onsaglik ryk en wys en vol kennis is hy nie. Sy beslissings gaan ons begrip te bowe. Sy manier van doen kan ons nie deurvors nie. Wie van ons kan regtig verstaan hoe God dink? Vers 36. Hy is die bron van alles. Alles bestaan deur sy krag en alles is op hom gerig. Aan hom behoort die heerlikheid vir altyd en altyd. Amen. Die ou vertaling sê dit so mooi en ek wil hê julle moet hierdie stadig lees. Hy sê in die ou vertaling, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek sit hierdie week soos 'n klein seentjie en julle weet ek is 'n prentjie ouetjie. En ek dink net by myself, toe Paulus hierdie geskryf het, waar was hy? Wat het in sy gedagtes gebeur op daai oomblik? En al wat ek kan beleef is mind-blowing. Julle moet besef dat voor die boek van Romeine was daar nie nog 'n boek van Romeine nie. Paulus was die eerste ene wat die boek van Romeine geskryf het. Daar was nie nog 'n Paulus voor Paulus nie. Soos hy hierdie skryf, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, wil ek vanoggend vir julle sê, wat is jou bekommernisse? Wat is jou slaaplose nagte? Vir hom om uit te sorg as jy dit vir hom gee. As ons bely en sê die woord van God is waar, en hy sê, want uit hom, deur hom en tot hom is alles, dan is alles, wat is meer as alles? Of wat is alles? Dis alles. En hy sê hy het dit. En my hartsbegeerte vir goeie nuus en my gebed vir goeie nuus is dat ons as 'n gemeente sal bekend staan as 'n dankbare gemeente. Want as ons dankbaar is, steek dit aan soos 'n veldbrand en dit versprei oral rondom ons. En ek wil hê dat ons so naby aan God sal leef, dat ons, maak nie saak waar ons onsself bevind vandag nie, dat ons dankbaar sal wees, want ons weet hoe eindig die storie. My tweede punt is 'n transformed mind, of iemand wat getransformeer is 'n persoon wat sy gedagtes solied is, wat stewig is en seker is. Ek praat nie hier van gewone veiligheid nie. Ek praat van mense wat weet dat hulle weet dat daar 'n prys betaal vir elkeen van julle. As al ooit 'n tyd was wat ons dit nodig het, is dit vandag. Ek praat van kinders van God wat in hulle harte weet wie hulle in Christus is. Ek het laasweek iets, en dis iets wat die laaste ruk regtig kop uitsteek, en ek is nie die tegnologiese ou wat daar is nie. Ek dink Annika is baie slimmer as wat ek is as dit by tegnologie kom. Maar ek kyk baie keer hoe kinders van God sosiale media hanteer. Dan besef ek ons het kinders van God nodig wat weet hoe om met sosiale media te werk. Dis nie 'n veld om mense aan te vat nie. Ek praat van mense
wat nie gaan wag dat die crowd vir hulle sê wie hulle is nie, maar jy weet dat jy weet wie jy is. Ek praat van mense wat weet dat die kruis harder praat oor jou waarde as wat hierdie wêreld vir jou sê hoeveel jy werd is. Ek praat van mense wat God se genade verstaan en dit nie gebruik as 'n lisensie om te doen net wat jy wil nie. Maar juis oor God se genade is dit die rede hoekom jy doen wat hy van jou verwag. Ek sê altyd, God se genade is so onbeskryflik groot, maar dit is duur. Jesus het met sy lewe betaal, sodat ek en jy vandag sy genade kan ervaar. Ek praat van mense wat weet dat hulle gekies is. Mense wat geliefd is. Mense wat weet dat hulle is reeds vergewe. Mense wat weet hulle is reeds ingesluit. En daarom weet ek en jy wat vandag hier sit, hoe die storie eindig. Ek en jy is seuns en dogters van die koning van alle konings. Ons is mede erfgename. Ek en jy weet dat as God sê, hy het waarde in jou, dan het jy waarde. Want ons is wie hy sê ons is. Ek weet, in hierdie wêreld met ons sondige natuur, en hierdie sondigheid en die donkerte om ons, is dit so maklik om te sê, maar ons geaardheid of ons menswees, hierdie vlees wat ons het, moet gevoed word. Maar dan kom Paulus en hy sê, in Romeine 8 vers 5, wat op die bord ook gaan wees, die mense wat deur hulle sondige natuur gedomineer word, hulle gedagtes word oorheers deur die sondige dinge. Die woord sê ons is die, hoe gaan nou skrif, ons is deel van die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Seker draag, of ek ruil dit gewoonlik om, die Here het vir ons betaal, sodat ek en jy vandag anders kan dink as hierdie wêreld. Paulus gaan verder en hy sê, maar die mense, maar die wat deur die Gees beheer word, hulle gedagtes is vol van die dinge wat die Gees gelukkig maak. Goeie nuus, ons gedagtes of ons denke kan of ons Achilles wees wat ons gaan terughou in hierdie lewe en ons gaan laat val vir die wêreld se slinkse panne, of ons kan dit gebruik om 'n wapen te word, om staande te bly teen die vyand. So jy kan jou gedagtes vandag laat transformeer deur God, en ons kan dit gebruik as 'n wapen teen die vyand, of die vyand gaan jou gedagtes teen jou gebruik. Die keuse is vandag joune. Die keuse is môre ook joune. Oormôre is dit ook jou keuse. Oor 'n maand is dit ook jou keuse hoe jy God se woord gaan deel maak van jou lewe. Romeine 8 vers 9 tot 11 staan daar, maar julle word nie deur julle sondige natuur beheer nie. Julle word beheer deur die Gees, omdat die Gees van God in julle woon. Die Gees van God woon nie net in sommige mense wat die Here aangeneem het nie. Hy woon in elkeen wat Jesus Christus aangeneem het as sy verlosser. Julle word beheer deur die Gees, omdat die Gees van God in julle woon. Onthou, iemand wat nie die Gees van Christus het nie, is nie een van sy mense nie. En ek wil op 'n baie ernstige noot vanoggend vir jou sê, as jy nie weet dat jy een van sy mense is nie, as jy nie vanoggend hierso sit en jy kan met oortuiging sê, jy weet waar jy jou ewigheid gaan deurbring nie, wil ek vir jou vra om asseblief nie uit hierdie kerkgebou het vandag te beweeg, nie voor ons seker gemaak het wie jou saligmaker is nie. Vers 10 sê, as Christus in julle lewe, is julle liggame wel nog as gevolg van die sonde aan die dood onderhewig, maar julle gees leef, omdat julle saak met God reggemaak is. Vers 11, omdat die Gees van God, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, in julle woon, sal hy, wat Christus uit die dood uit opgewek het, ook julle dooie liggame weer lewend maak, deur dieselfde Gees wat in julle woon.
My derde punt van iemand wat getransformeer is so iemand het ander mense lief. As ek dit anders kan sê, sou ek sê so 'n persoon wat oorgegee is aan die woord van God, so 'n persoon is op ander mense gefokus. Die Engelse woord sê outward focused. Ons gaan kyk nie meer in die spieël hoe oulik ons is nie, maar ons vat die spieël en ons gaan wys vir die mense om ons hoe oulik hulle is. Ek dink nie ek het nodig om hierdie vele te sê nie, maar die wêreld leer ons dat ons moet ander tot ons eie voordeel gebruik en misbruik. Maar 'n transformed mind, 'n getransformeerde mens, sien ander soos God hulle sien en is lief vir hulle, juis oor dit. As jy weet dat God vir die persoon langs jou gesterf het, dalk is dit iemand wat jou ontstel partykeer, dalk is dit die bankteller wat net voor jy daar aankom op ete moet gaan, of wat ook al die situasie is. As jy weet dat God het vir elkeen van ons dieselfde prys betaal, dan begin jy anders na mense kyk. Romeine 12 vers 9 tot 21 staan daar: die liefde moet opreg wees. Verafskuw wat sleg is en hou vas aan dit wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar en bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig en dien die Here. Vers 12 sê: verbly of wees joyful in julle hoop. Staan vas in die verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Vers 14 kan jy nie uit die Bybel uitskeer nie. Daar staan: seën julle vervolgers. Ja, seën hulle. Moenie hulle vervloek nie. Kan ek vir julle 'n geheim gee? Ek weet dat nie almal van almal hou nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, die oomblik wat jy vir jou vervolgers begin bid, is die oomblik wat God begin oorvat. Vers 15 sê: wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eengesind onder mekaar. Moenie hooghartig of proud wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eiewys wees nie. Nou eiewys, as jy soos ek nie so slim is in Afrikaans nie, dan trou jy met 'n Afrikaanse juffrou. Sy het vir my gesê dit beteken luister na ander mense se raad. Nou as jy eiewys is, dan luister jy nie na ander mense se raad nie. So moenie eiewys wees nie. Ek wil ook hierso insit. Moenie jouself verhoog bo ander mense nie. Dink aan ander mense ook. Vers 17 sê: moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. En dan vers 21: moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. 'n Getransformeerde kind van God kyk en hy soek geleenthede om ander te dien en te seën. Ek en jy as kind van God kom by mekaar en ons sê vir mekaar, ons het so baie blessings. Hoekom begin ons nie van dit ook uitdeel nie? Ons kom op 'n plek waar ons sê ek en jy is genoeg. Ons het genoeg en daarom kan ons gee. En goeie nuus, soos julle weet, is ons in Oktober maand in die nuwe seisoenfees en mag ek vir elkeen van julle vra, daar's nog so 'n paar weke oor. Gaan hierdie maand spesifiek en ook so ver as wat jy kan en seën bietjie ander mense. Wees 'n seën vir ander. Doen iets vir iemand. Daar was 'n onderhoud so hele ruk terug met John Maxwell, ek glo elkeen van julle ken hom, gehou, en die persoon wat die onderhoud voer, vra vir hom, wat is die eerste ding wat jy elke oggend doen, voor jy jou dag begin? En hy antwoord, ek spandeer tyd saam met my Vader, en ek vra hom om my te wys, hoe ek iemand se lewe kan beter maak. Is dit nie iets
wat ek en jy as goeie nuus gemeente kan aanleer, om elke dag te bid en te vra, Here, wys my vandag, hoe kan ek iemand anders se lewe beter maak? Want dan kom ek en jy op 'n plek, waar ons Jesus se voete en sy hande is vir hierdie wêreld. Ons kom op 'n plek waar ons nie meer worry oor wat gaan vir my waarde gee nie, maar ons gaan uit en ons gaan doen dinge wat ander mense waarde gee. Kan ons vandag en van vandag af begin bid, Here, hoe kan ek Jesus se voete en sy hande wees vir iemand rondom my vandag? Ek weet, as ek en jy gaan opdaag en ons is net beskikbaar, en ons gaan toelaat dat hy vir jou wys, gaan ek en jy verbaas wees oor hoe hy elkeen van ons kan gebruik om goeie nuus, 'n lighuis te maak vir hierdie wêreld. Jy sien, wanneer ek en jy Jesus se hande en sy voete begin raak, gaan hy beslis iets van my en jou verg. Ons gaan beslis 'n keuse moet maak. Ons gaan sy leiding moet volg. Maar dit beteken dat hy naby aan jou gaan wees. En hy gaan jou verander. En hy gaan jou gebruik om die mense om jou se lewens beter te maak. Soos ek vir jou sê, my eerste punt is, 'n getransformeerde mens is 'n dankbare mens. Nommer 2, so 'n persoon se gedagtes is seker, is stewig, is solied. My derde punt is dat 'n persoon wat getransformeer is lief vir ander mense. Dan wil ek afsluit met my 4de punt. Wat sê iemand wat getransformeer is te alle tye wakker. Hy's alert. Romeine 13 vers 11 staan daar in die Nuwe Lewende Vertaling. Julle moet hierdie dinge doen, omdat julle besef dat die tyd besig is om uit te loop. Dit is dringende tyd om wakker te word, want die tyd van ons finale verlossing is nou alweer 'n hele ent nader as toe ons gelowige geword het. Hierdie is eintlik 'n skrifgedeelte wat ons elke dag moet lees. Jy sien, die kerk het 'n slapende reus geword. Ek en jy as kind van God sien nie meer en ons lees nie meer die tye korrek nie. Want ek en jy het gewoond geraak om dinge net onder die mat in te vee en te sê ons sal môre aandag gee of ons los dit vir die volgende ou. Ek wil vanoggend vir jou sê, goeie nuus, besef ek en jy dat ons ontmoetingstyd met Christus, met die wederkoms, is met elke dag wat verbygaan, met elke dag wat aanbreek, 'n dag nader as wat dit gister was. Besef ons dit. Ons het nie meer baie tyd nie. Ek weet nie hoe lank is julle al tot bekering nie. Maar vandag is 'n dag nader as wat dit gister was. En hy is op pad terug om sy kinders te kom haal. En met wat gaan hy ons besig vind? Ek wil afsluit. Romeine 16 vers 20. Dit sê die God van vrede sal Satan binnekort onder julle voete verpletter. Mag die genade van ons Here Jesus met elkeen of met julle wees. Goeie nuus, ek wil vanoggend vir jou sê, as jy in Christus gaan bly, gaan jy 'n oorwinnaar wees. Ek wil vir jou sê dat sy woord sal staan, maak nie saak wat gebeur nie. Ek wil vanoggend vir jou sê dat God se karakter is onbeweegbaar, it's unshakable. En sy koninkryk is en sal vir altyd gevestig wees. Dit is nie soos hierdie wêreldse goed wat net vir 'n klein rukkie waarde het nie. God se koninkryk is, dit is nou en dit sal wees soos God beloof het. Kan ek vra dat ons hoofde sal buig, ons oë sal sluit. Elkeen van ons kan vandag die keuse maak om God die geleentheid te gee om elke dag jou en my gedagtes en ons denke te transformeer. Of ek en jy kan toelaat dat die vyand ons gedagtes gebruik, ons gedagtes vorm om ons te potjie en ons Achilles te wees wat ons gaan terughou. Die keuse is vandag joune. Kom ons bid saam.
Vader, Seun en Heilige Gees, mag ek asseblief vanoggend vra dat U my en elkeen wat vanoggend my stem hoor, sy gedagtes sal transformeer. Vader, kom maak ons nuut en kom vorm ons soos U ons wil hê. Ons sit vandag hier en ons besef dat ons gedagtes en ons denke so 'n kragtige wapen kan wees teen hierdie vyand wat ons het. Ek wil vanoggend vra, Here, help ons asseblief om gefokus te bly, om ons denke en ons gedagtes elke dag te vernuwe en elke dag in U hande te kan sit. Here, kom en help ons om ons gedagtes te omgord, vas te maak met die woord van God. Help ons om van vandag af elke oggend te kan vra, Vader, hoe kan ek vandag iemand se lewe verander? Here, hoe kan ons as kinders van God vandag Jesus se voete en sy hande wees in hierdie donker wêreld? Vader, hoe kan ons iemand vandag dien en 'n verskil maak daar buite? Here, my gebed is vanoggend dat elkeen van ons hier sal uitstap en weet dat ons het 'n verantwoordelikheid. Nommer 1, om ons gedagtes en ons lewens in die hande te plaas elke dag. Maar nommer 2, te besef dat ons gedagtes is 'n kragtige wapen in die hand. Here, dankie dat ek vanoggend kan bid vir elke persoon wat my stem hoor. Here, dat hulle vandag hier sal uitstap met hoop, om te weet dat U het ons. Here, ons is veilig in U hande. En maak nie saak wie of wat teen ons is nie. As U vir ons is, wie kan teen ons wees? Here, dankie dat ons vandag kan bely dat U is die skepper van die heelal. Here, dankie dat ons vandag kan bely as 'n gemeente dat U is die koning, U is die God, U is in beheer van hierdie gemeente. Here, dankie dat ons vandag hier kan uitstap in hierdie nuwe seisoen fees wat ons het, met die verantwoordelikheid, met die geestelike oop oë, om rondom ons te kyk, wie se lewe kan ons vandag net 'n klein bietjie beter maak. En ek eer U daarvoor. Here, dankie dat ek ook dan vandag, Numeri 6, vers 24 tot 26, oor elkeen kan afbid. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor elkeen van julle verhef en aan julle vrede gee. Amen. Dankie gemeente. Weet ons waardeer julle. Ek wil vra as jy hierso sit en jy weet nie, as daar iets vandag met jou sal gebeur, waar gaan jy deurbring nie? Kom praat met ons. Moenie uit hierdie gebou uit beweeg as jy nie seker is nie. En dan asseblief as jy uitstap vir elke persoon, is daar ietsie van ons, van goeie nuus se kant af, om vir julle te sê, ons waardeer julle, geniet dit, en wees geseënd, blom daar waar julle geplant is, en ons waardeer elkeen van julle. Totsiens.